Môre. Dis donderdag 7 Augustus en vandag wil ek iets met jou deel wat die fundament lê van alles wat ons glo. As jy dit mis jy die struktuur, die hele storie. Maar as jy dit snap, begin jou hele Bybel skielik sin maak. Kom ons praat oor Genesis. Dis nie net die begin van die Bybel nie. Dis die bouplanne. Genesis is waar alles begin, die skepping, lewe, sonde, die belofte en God se plan van verlossing. Vanaf hoofstuk 1 tot 11 sien ons die opkoms en val van die mens, die skepping van die wêreld, Adam en Eva, die sondeval, die sonvloed en selfs Babel. En vanaf hoofstuk 12 fokus God op een familie, Abraham se familie. En uit daardie familie begin die hele verhaal van Israel en uiteindelik Jesus. In Hebreëus is die woord vir Genesis Bereshit, in die begin. Dis nie net 'n tydlyn nie, dis oorsprong en bedoeling. God het nie op sonde gereageer nie. Hy het van die begin af 'n plan gehad. Dink aan Genesis 3. Direk na die sondeval praat God al van die saad van die vrou wat die slang se kop sou vermossel. Daardie saad is Jesus. Genesis 12 vers 3 sê, en in jou sal al die geslagte van die aarde geseën word. Dis die belofte wat God aan Abraham gemaak het. En in Galasiërs 3 vers 29 staan daar geskrywe, as julle dan aan Christus behoort, dan is julle die nageslag van Abraham en erfgename volgens die belofte. Genesis is vol profetiese oomblikke. In Genesis 22 lees ons van Abraham wat vir Isak moet gaan offer. Hy laai die hout op Isak se rug. Hy loop op teen die berg Moria. 'n Plaasvervanger word dan voorsien. 'n Vader wat sy seun gee. Dis die prent van Golgotha. Sien jy dit? Selfs daar is Jesus al in die verhaal, want hy is die lam wat geslag is van die grondlegging van die wêreld af. En dit is wat Genesis so kragtig maak. God se doel was nooit liekraak nie. Sy verbond is nie nuut nie. Dit het van die begin af bestaan. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat u plan nooit 'n nagedagte was nie. Voor die skepping, voor die sonde, het u al 'n verlosser voorberei. Dankie vir die boek Genesis wat vir ons die fondasie wys van lewe, van sonde, van die verbond en van die ewige redding. Jesus, dankie dat u die beloofde saad is vir ons. Heilige Gees, maak ons oop om Jesus van die eerste bladsy tot die laaste te sien in die Bybel. Ons bid al hierdie dinge in Jesus naam. Amen. So, hier is die 3 waarhede wat ek vandag gaan vashou. Genesis is die fondasie van die hele skrif. God se verlossingsplan het van die begin af begin. Jesus is die saad waardeur alle nasies geseën is. En onthou, jy is dalk die Bybel wat iemand vandag moet ontmoet. Leef vandag so dat iemand Jesus in jou kan raak sien. Ek hoop jy het 'n geseënde donderdag.